Jy luister Milie FM saam met my, Sharadel, en vandag is ons hierso saam met Claudie en Johan van Consult. Haai julle, hoe gaan dit vandag met julle? Goed en met jou? Hallo, goed en self. Goed, dankie. Ag, verskriklik baie dankie dat julle tydjie eenkant gesit het en julle besige skedule om 'n draaitjie hierso by ons te maak. So, Claudie werk in die mediese en langtermynversekeringsafdeling vir Consult, as ek dit nie verkeerd het nie. Ek doen jou, spesialiseer meer in die mediese veld. In die mediese veld. Nou Claudie, sê gou vir my bietjie, wat is die algemene fout wat mense maak met hulle mediese fonds en gapingsdekkingsproduk? Een van die grootste foute wat mense maak is om doeteenvoudig die goedkoopste plan te kies en nie te weet wat alles gedek word op hulle mediese fonds of op hulle gap cover, gapingsdekking, die Afrikaanse woord daarvoor. En dan lees hulle ook nie die fynskrif nie, so hulle weet nie noodwendig wat is die bybetalings, wagtydperke of uitsluitings op hulle planne nie. Sure, dit is ietsie wat ek dink mense regtig in ag moet neem as jy dan nou 'n gap cover, soos wat mense dit noem, kies. As iemand seker wil maak hulle is behoorlik gedek, watter stappe moet hulle neem en hoe kan 'n finansiële adviseur hulle help daarmee? Die eerste stap wat ek sal voorstel is dat mense moet hulle huidige opsies hersien en seker maak hulle is gedek vir wat hulle dink hulle is gedek. Finansiële adviseur kan hulle help om die finansiële adviseur die kennis om al die punte uit te wys en vir hulle te wys waar is die valplekke, waarvoor word hulle gedek en waarvoor nie. En dan, soos by ons by Consult, is dit vir ons belangrik om 'n verhouding met ons kliënte te hê en ons help hulle ook met die hele proses van eise en navraag. Ag, verskriklik dankie. Ek seker ons luisteraars sal dit regtig in ag kan neem vir in die toekoms indien hulle sou kies om by julle versekering te kom kry. Baie dankie. Dan Johan, ek wil net by jou hoor, waarom is dit belangrik vir elke gesin of individu om 'n lewensversekering te hê? Lewensversekering is daar om jou geliefdes te beskerm wanneer jy nie meer daar is nie. So dit help om die finansiële sekerheid te bied, of dit nou gaan oor skuld, studiegelde of net daaglikse lewenskoste. Baie mense dink dit is iets wat eers later in die lewe nodig is, maar ongelukkig en siekte hou nie boek van ouderdom nie. As jy inkomste verdien of vir iemand sorg, is lewensversekering 'n noodsaaklike beskermingsmeganisme. Okay, en dan, hoeveel lewensversekering het 'n persoon eintlik regtig nodig? So die bedrag hang eintlik maar af van jou unieke omstandighede, jou skuld, jou lewenskoste, afhanklikes en toekomsplanne. 'n Algemene riglyn is om te verseker dat daar genoeg is om alle skuld af te los en jou gesin vir 'n sekere aantal jare te onderhou. As 'n finansiële adviseur help ek my kliënte om hul behoeftes te bereken en 'n plan saam te stel wat nie net bekostigbaar is, maar ook doelgerig en volhoubaar. Dit is verskriklik interessant. Dit is ons vriende hierso van Consult af. Weereens baie dankie dat julle tydjie vir ons vandag gemaak het en ons regtig kom inlig het met iets wat ek dink almal baie nodig het in hulle lewe. Baie dankie vir die geleentheid.